Net in 'n oogwenk, Adele Reinders, 'n korter, volledige liefdesverhaal, bygeskryf en oorgedoen. Na 'n ligte klop aan Maria Bellini se dakwoonstel, stap Asjas Verdoorn in. Hy en Appel trap nie haar drempel deur nie. Sy verkies dit so, sy wil meesal alleen wees, dan werk sy op haar beste, in stilte, nie eens 'n radio of musiek wat speel nie. Maar vandag gee Maria nie om dat hulle hier is nie. Sy is eintlik al klaar met die skildery van die leeutrop, waarvoor Asjas 'n paar weke tevore gevra het. Maar sy kon nog nie afskeid neem daarvan nie. So af en toe het die skildery nog 'n streepie of 'n laaste kwashaal van haar gevra. Nou is die tyd op. Die datum wat sy dit moet afgee. Die laaste oomblik daarmee het aangebreek. 'n Weggee baba wat na 'n ander ouerhuis en nuwe mense moet gaan. Omdat sy nooit kinders van haar eie gehad het nie, skenk sy letterlik geboorte aan haar skilderye. Pynlik en met liefde. Die man begin al van die deur se kant af uitroep. Awesome, rowend Mia, perfek, soos altyd in 'n klas van sy eie, monumentaal groot, presies wat die belegger soek. Maria staan terug van die skildery van die trop leeu's. Sy wil dit uit Asjas se perspektief beskou. Sy sou nou nie woorde soos asemrowend en perfek gebruik het om haar eie werk mee te evalueer nie. Maar die skildery het beslis die potensiaal om impak te maak waar ook al iemand dit sou wou hang. Slegs die gesig van die groot manarleeu is super realisties. Daarna versmelt dit in buitelyne en vlakke, geheimsinnige skaduwees van nog leeu's in bruine, gryse en oker, tot silhouette en vorms in surrealistiese landskap en wolke, waarin die res van die trop met buitelyne herkenbaar is. Soos in die natuur, waar nie alles met die eerste oogopslag sigbaar is nie, en iewers op die skildery, onverwags, is daar 'n spatsel rooi. Die aarde bloei, soos wat sy al in haar seerkry lewe gebloei het. So stort sy iets van haarself in elke stuk werk, elke maaksel. Jy het dit weer gedoen, Mia, die gesig van jou leeu herinner aan Rembrandt van Rijn se Nagwag. Behalwe dat 'n mens duidelik kan sien dat dit 'n leeu is, en dit is ook nie so boring soos daardie een nie. Rembrandt se Nagwag is alles behalwe boring, raas Appel agter hom. Maar onthou tog dat al die skilderye van die groot kunsgeeste van die Renaissance in die museums van Europa Mia se leermeesters was. Hulle en haar ouers, Giovanni en Mercedes Bellini. Leermeesters. Asjas se regter wenkbrau lig waarskuwend. 'n Goeie woord, want solank jy nooit weer die woord namaaksel gebruik nie, want dit is degraderend, Appel. O, glad nie. Al die groot meesters soos Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti en Botticelli het duisende afskilderstudente gehad, terwyl hulle nog geleef het. Leerlinge wat met hulle eie doeke gestaan het en elke streep geskilder het, soos wat die meesters dit gemaak het. Selfs nou, in die 21ste eeu, meer as 400 jaar later, sit daar steeds studente voor die skilderye in die museums om elke strepe en kwashaal van die skilderye na te maak. Dit is die beste oefening wat enige kunstenaar ooit kan kry. Maar ons Mia het dit nie meer nodig nie. Sy is die beste in haar eie reg. Moet nie altyd haar verlede agter die bult gaan haal nie. Kan jy nie sien dit maak seer nie? Raas Asja streng en toe draai na Maria. Mia, ons skryf vanaand 'n belangrike gas, 'n kunskoper uit Kaapstad,
En natuurlijk moet jy saamkuier. Asjas en Appel ken haar regte naam, Maria Bellini. Hulle ken haar verlede ook, maar sy het haar naam lankal afgelê. Dit was in elk geval die Verdorens se voorstel dat sy dit doen. Destyds toe sy gevlug het. Hulle respekteer die keuses wat sy gemaak het, dat sy nou Mia is en dat dit die naam is onder ander skilderye. Reg Mia, so teen 7 uur? Moenie dat ons jou weer moet kom haal nie. Hier in Suid-Afrika en veral in Marloth Park hoef jy nie vir die wêreld weg te kruip nie. Nee, sy kruip nie meer weg omdat sy bang is nie. Sy kruip weg want dit doen haar goed om nie gesien te word nie. Sy wil nog steeds net die skim agter haar werke wees. Maar nou wag Asjas en Appel vir 'n antwoord. Gaan sy 7 uur haar verskyning en opwagting in hulle groot sitkamer en kuier area maak? Of gaan sy haarself weer in haar dakwoonstel toesluit en haarself teen die wêreld verskans? Nee, ek sal kom. As jy een van jou 6-gang maaltye kook, Asjas, spot sy, want sy is honger. As sy so aan die skildery werk, eet sy nie regtig nie. Ek gaan dit doen, soos altyd. My goor, my kooksels en ons gaan goeie wyn hê. Gooi Asjas die lokaas uit en toe lig hy 'n vinger. Dan is dit 'n belofte, Mia, want ons neem die skildery sommer nou saam met ons. Reg so, vat hom maar onthou net, die verf is nog nat. Hanteer versigtig. Ja man, soos altyd. Hulle weet, daarom dra hulle saam daaraan, versigtig by die verste hoeke. Wanneer die manne teen die trappe afgaan, draai Maria om haar kwasse in terpentyn te gaan afspoel. Sy sorg vir haar kwasse, hulle is kosbaar, hulle kom nog uit Europa. Sy was hulle agterna met 'n spesiale shampoo, en dan pak sy hulle op 'n handdoek om droog te word. Uiteindelik gun sy haarself 'n koppie koffie. Goeie koffie, soos wat hulle Italianers daarvan hou. Beker in die hand gaan sit sy in een van die gemaklike rottangstoele op die balkondek, van waar sy kan afkyk oor 'n grootste gedeelte van die ikoniese krokodilrivier. Haar inspirasie, haar eie lewensaar met moeder natuur. Maar vandag sien sy nie die mooi natuur skoon voor haar raak nie, want soos altyd neem gesprekke soos hierdie met Asjas en Appel haar terug na haar ouerhuis in Florence in Italië, waar sy vir baie jare deur haar ouers Giovanni en Mercedes Bellini geskool en opgelei is in die kuns van namaaksels van die ou meesters. In haar gedagte is Maria weer 20 jaar oud. Dit is 'n besondere dag. Vir die eerste keer kies die groot kurator Alverdi Giovinazzi haar geboorte van Venus bo die werk van haar pa. Sorry my ou vriend, maar jou dogter het beslis die potensiaal om 'n beter skilder as jy en vroulief Mercedes saam te word. Miskien is sy die reïnkarnasie van Botticelli homself en Leonardo en vermeer. Hierdie meisiekind het wat dit vat om groot geld uit ons bedryf te maak. Prys Alverdi haar, terwyl hy die geld in 'n koevert aan Maria oorhandig. Wanneer Alverdi vir die namaaksels betaal, is dit gewoonlik streng kontant, om geen papierspoor agter te laat nie. Alverdi se aantreklike seun en persoonlike regterhand, Gihano, bly agter toe sy pa wegstap. Daar is iets aan die uitdrukking op sy gesig wat haar bekommerd laat vra. Wat nou, Gihano? Hoekom lyk jy so omgekrap? Hou jy nie van my skildery nie? Maria, dit is nie jou skildery nie. Dit is 'n baie goeie namaaksel van Botticelli se werk. Ek hou nie daarvan dat jy jou tyd mors
en betrokke is by iets waaroor jy dalk later nie beheer gaan hê nie, antwoord hy na 'n lang, tergende stilte. En ek is bly om te sien dat jy steeds handskoene dra terwyl jy werk. Dit was jou pa se opdrag, antwoord sy uit die hoogte. Om redes wat ek nie graag vir jou wil onderstreep nie, hap hy terug. Ek is nie dom nie, Jehanu, dit is om spore dood te vee, sodat niks kan terugverwys na my nie. 'n Omgekrapte kopknik. Ja, dis vir jou eie beskerming. Luister vandag na my goeie raad. Dit is baie beter om liewer jou eie handtekening en identiteit te ontwikkel in die kunswêreld. Jy kan dit in die moderne kunswêreld maak. Jy het wat dit vat. Jy het soveel talent. Selfs al begin jy met portretstudies van mense hier rondom jou. Maria, oorweeg dit. Portretstudies, het sy minagtend uitgeroep. Met selfoonkameras waar mense honderde simpel foto's van hulle self op Facebook kan sit. Nee man, Jehanu, daar is geen uitdaging aan nie. Die uitdaging sal wees om iets uniek Maria Bellini te ontwikkel, portretstudies van jou eie, 'n styl wat geen kamera kan doen nie, het hy haar uitgedaag. Maar sal ek soveel geld daarmee kan maak? Vies druk sy met haar hand op die koevert. O nee, ongelukkig beslis nie. Maar dit is jammer as jy geld vir jou afgod kies, het hy nadruklik gesê. Sê hy, wat bevoorreg genoeg was om sy eerste skree as baba in een van die rykste Italiaanse families te kon gee, kap sy terug. Jammer dat jy so redeneer. Hy trek sy skouers op. Ek is nie noodwendig ondankbaar daaroor nie. Ek het geleer om kuns te waardeer, en kuns is my eet, slaap en droom ook. Ek wil niks anders doen as om kuns te verkoop en te kurateer nie. Maar net 'n laaste gedagte waaroor jy gerus kan nadink. Jy sal nooit weet hoe suksesvol jou eie naam kan wees as jy dit nie eenmaal probeer nie. 'n maand later kom Jehanu weer saam met sy pa, vir nog van haar ouers en haar eie skilderye. Hy raak vreeslik ongemaklik toe hy agterkom dat Maria hom die heeltyd stip aankyk en dophou. En sy wil alleen met hom praat. Hy voel dit waarskynlik aan, want hy hang weer daar rond toe die ouer garde uitstap om hulle nuwe skilderye te gaan vier. Vereers kyk hy net terug, sonder om 'n oog te knip. Hemel, wat 'n mooi mens, kom het vir die soveelste keer by Maria op, toe 'n minuut se sekondes verby marcheer en hulle mekaar met die oë staan en uitdaag en meet. Uiteindelik kan Jehanu dit nie meer uithou nie. Hy vra spottend om die spanning te verbreek. Hoekom gleer jy my so aan, Maria? Is daar roomys op my bolip? Het jy so wraggies alleen gaan staan en roomys eet, sonder om vir my een saam te bring? Trap sy hom uit. Sy kan mos nie vir hom sê, dat hy vir haar die mooiste stukkie mansvleis is, wat nog die aarde bewandel het nie, en dat sy haar soos altyd net weer aan hom staan en vergaap nie. Dat sy elke lyn van sy gesig bestudeer en wil seker maak dat sy weet waar elke haartjie op sy kop hom bevind nie. Skus, ek sal nooit weer alleen roomys gaan eet nie. Hy vryf verleë oor sy mooi mond. Nee man, ek spot met jou, daar is niks op jou bolip nie. Ek kyk na jou gesig, want ek skets en skilder jou portret. Ek is besig om jou raad te volg en oorweeg het regtig om op te hou afskilder en om onder my eie naam te probeer naam bou met portretstudies. Daarmee verdien sy sowaar die man se verdere onverdeelde aandag. Regtig, mag ek sien hoe jou sketse en skildery lyk? Hoe jy my sien?
So beïndruk is hy met haar werk, dat hy gereeld terugkom om weer daarna te kyk, behalwe dat dit duidelik raak dat hy eintlik terugkom om meer van haar te sien. Hy is net so mal verlief op haar, as sy op hom, en hy sê reguit, dat sy ook een van die mooiste meisiekinders is wat hy in sy lewe nog gesien het. Maar toe Maria hom vra om sonder sy klere vir haar te poseer, keer hy verbete. No, jy weet nie wat jy van my vra nie en jammer. Jy gaan nie dat ek 'n naakte doek op iemand anders se woon- of slaapkamer muur hang nie. Nee, dis nie ek daai nie. Dit is kuns, Giano, het sy hom probeer oortuig. 'n pin-up poster? Kuns? Nee, dankie. Maar vir jou alleen, my liefste Maria. Miskien eendag. Hulle eerste date, uiteindelik op haar 21ste verjaarsdag, is toe vir Romeis. Hy het belofte gehou. Giano vou sy hand oor hare. Dink jy nie dit is tyd vir jou om vlerke te sprei nie? Jy is nou mondig, Maria. Kom saam met my Parys toe. Ek droom van 'n klein kunsgalery daar naby die Montmartre. Ons twee sal nogal aard tussen die boheme en kunsgebroedsels wat gewoonlik daar saamkook. Nee, Giano, ek aard nie regtig tussen ander mense nie, keer sy. Dan is jy nog meer my soort meisie. Hy buk vooroor om haar op die mond te soen. Daarna skep hy Romeis met sy lepel en hou dit vir haar om te eet. Haar bakkie is al vergete leeg. Sy is mal oor Romeis. En so sit hulle daar in 'n oudtydse Romeis winkeltjie in Florence, met oë en bene in mekaar gestrengel. Later liggame in haar kamer in haar ouerhuis. Haar eerste keer op haar 21ste verjaarsdag. Giano, sy geskenk aan haar. En hy het genoeg vorige ervaring om dit vir haar onvergeetlik te maak. En later 'n goue hangertjie vir haar uit sy sak te haal. Meer oortuiging as dit het sy nie nodig om met haar ouers te praat en later haar goedjies te pak nie. Buitendien kan hulle nie vir 'n beter skoonseun vra as Giano nie. Dit is nou as die twee van hulle eendag tot trou kom. Parys is idyllies en selfs mooier as enige iets wat Maria tot nou toe op Google van dit gesien het. Hulle woonstelletjie ou wêrelds en hulle maak dit boheems vrolik. Behalwe as mal verliefdes in 'n romantiese stad, is hulle verskriklik suksesvol. Sy met haar portretstudies en sketse van vreemde mense wat verbystap, geboue, soos wat sy dit sien en weergee, en selfs blomme. Wie het nou ooit gedink dat sy haar lewe met malvas en tulpskilderye wil maak? Nie sy nie. Maar Giano se galerytjie lok mense van die straat af in. Hy pak skilderye op die sypaadjies en mense kyk nie net daarna nie. Hulle kyk ook na die pragtige verliefde paartjie aan wie die plek behoort. Hulle self word die handelsnaam daar. Vakansies terug in Italië is van korte duur, wat hulle leef vir die ure, dae, maande terug in Parys, waar sy en Giano net op mekaar aangewese is, waar hulle aande omkuier met wyn en antipasta, selfs Franse gourmet etes wat hulle vir hulle self aan mekaar slaan en 'n kombuisie skaars groot genoeg vir een. Maar as jy so verlief is, sal jy in 'n klerekas kan woon en besluit, dit is ruim genoeg vir twee. En toe breek daardie aaklige dag aan. Maria staan op om haar koppie in die wasbak te gaan sit en om die stapels sketse wat sy daardie tyd van die mooiste man op aarde gemaak het, weer uit haar portfolio te gaan haal. Daardie een keer wat hy wel naak vir haar geposeer het. Goed, noem het
die een skildery, want dit het weke geneem om te maak, want sodra Giano se klere van sy lyf af was, het haar ook gewaai. Sy voel weer die warmte in haar, as sy aan daardie sessies dink, daar in Parys. Giano het ook nie ander mense in sy lewe nodig gehad nie, net sy, net hulle twee saam. Die sketse, daardie skildery en 'n paar selfoonfoto's wat sy op Facebook van hulle saam geneem het, is al wat sy van Giano oor het. Sy wil nie daaraan dink nie, maar wanneer sy aan die portefeulje raak en daardeur blaai, onthou sy altyd daardie laaste selfoon oproep van Giano se pa af. So helder asof dit gister gebeur het, verpletterende nuus dat Maria se ouers in hulle huis vermoor is. En toe kom dit uit. Dit was in die koerante en op die televisie, in elke land denkbaar. Die Bellinis was deel van die grootste kunsvervalsingsskandale in Europa. Oorspronklike skilderye wat uit museums verdwyn het en namaaksels wat in hulle plek opgehang is. Daar word nou gesoek na hulle enigste dogter, Maria Bellini. Sou sy haar voete oor die Italiaanse grens sit, klap daar waarskynlik 'n tronksel agter haar toe, as hulle net die nodige bewyse teen haar kon vind. Maar eintlik weet almal dat daar soveel van haar werke by betrokke is. Ek is so jammer oor jou ouers, Maria, maar jy sal nie begrafnis toe kan gaan nie. Ek moet alleen gaan om te hoor hoeveel my pa met hulle moord te doen gehad het. Ek hoop en glo glad nie, maar as ek uitvind dat hy of iemand na aan hom dit gereël of beplan het, sien hulle my nooit weer in Italië nie. Giano gooi net die noodsaaklikste in 'n reissak. Hy is nie van plan om lank weg te bly nie. Jy wag hier tot ek jou kom haal, Maria, en as dit nodig is, sal ons dalk ook in 'n ander land moet gaan bly en woon. Iets wat sy nie eens oorweeg het in haar stadium nie. Maar Giano, haar geliefde, sou nooit weer terugkom Parys toe nie. Hy en sy pa sterf daar dieselfde aand saam op die vloer van hulle Lexa Villa, sy sitkamer in Florence. Teregstellingstyl, skote in die agterkop, hals oor kop pak Maria 'n kleretas met noodsaaklikhede, gooi haar kunssak met skets en skilderye oor haar regterskouer. Deur die trane druk sy die kontantgeld wat sy in Parys met haar werk verdien het in haar jasse sak, en die geld wat Giano onder sy klere gehou het vir hulle om van te leef. 'n uur later klim sy op 'n trein, op pad na, wie weet waar. 'n trein wat haar 2 dae later in Holland uitspoeg, Amsterdam. Iemand beduie vir haar na die gastehuis van Jekaterina Verdorn, waar sy haarself vir 2 maande in 'n goedkoop dakkamer toesluit en nooit weer ophou huil nie. Dit is jy, besluit die tannie, toe Maria eendag blou van die honger agter die reuk van patat, friet en wafels by die kombuis inloer. Jy is Maria Bellini, die Italianertjie wat deur die polisie gesoek word in verband met fraud. Daar is 'n geldprys op jou kop. Emosiefoos en leeg gebloei, knik Maria net. Dit is reg, bel maar die polisie tannie, ek sal nie weghardloop nie, ek kan nie meer vlug nie, ek gee nie eens meer om nie, daar is niks meer om vooraan te gaan nie. O nee, so maklik gaan jy nie daarvan afkom nie. Katarina Verdorn het ander planne met haar. As jy so goed is as wat hulle beweer jy is, moet jy vir my iets teen die groot muur in die portaal skilder. Jy kan verniet bly solank as wat jy werk en ek sal vir jou kos gee.
Wat van Rembrandt se nagwag? Van spottery is die kerke leeg en tronke vol, maar ten minste voel sy veilig in die gastehuis, waar niemand die polisie gaan roep en vir die losprys gaan vra nie. Dit is waar Appel haar tydens een van sy kuiers in Holland ontdek het, by sy ma, daar in die portaal, die nagwag van Rembrandt. Kan jy jou voorstel? Appel is Auntie Catharina Verdoren se seun, wat met Asias getroud is en permanent in Marlothpark, Mpumalanga in Suid-Afrika bly, en wat self 'n groot kunsliefhebber en kurator is, maar nog nooit 'n kwas in sy hand gehou het nie. Hy hou van beelde en skilderasies en mooi keramiek en handgemaakte meubels, en hy verkoop dit in winkels in Suid-Afrika. Hy hou ook van Afrika se wilde diere en die ongerepte natuurskoon van daar. Kom saam met my Suid-Afrika toe, Maria. Marlothpark is pragtig. Ek en Asja sit 'n groot huis daar met 'n aparte dakkamer woonstel. As jy kan diere skilder, soos wat jy mense skilder, sal jy jou skilderye oral in Afrika kan verkoop. Maar vereers het sy 'n paspoort nodig en 'n ander naam. Wat van Mia Verdoren? Net daar bieg Auntie Catharina oor haar eie verlede as Russiese vlugteling. Sy was eintlik Katerina Shmekova. En sy ken nou nog mense wat paspoorte en identiteite kan verander of regsien, net hoe jy dit wil noem. Sy is nou Catharina se lang verlore dogter, Mia Verdoren, en Asja se eie, glo dit as jy kan, bloedsuster, waarvan hy eers onlangs uitgevind het, moenie vra nie. Oor sekere goed praat 'n mens mos nooit. In die 19 jaar wat Mia in Suid-Afrika bly, het Maria daarom intussen weer geleer om te glimlag. Haar Mia Verdoren skilderye hang in byna elke natuurliefhebber en kunsversamelaar se huis in Suid-Afrika en oorsee ook, danksy haar agente Asjas en Appel Verdoren, wat haar oral bemark. Want sy het gevra om self uit die kollig te bly. Sy gaan nie eens na galery openings toe nie. Sy is 'n suksesvolle, gelukkige alleenloper kluisenaar ding, want een ding is seker, sy sal nooit in haar lewe weer lief hê nie. Niemand sal ooit Giovinazzi se plek in haar hart en lewe kan vul nie. Haar hare is nog nat na die stort toe Asjas aan haar deur kom klop en dit daarna oopstoot en instap. Ons patronde arts is hier, is jy reg? Vra hy. Hy kyk haar krities op en af. Ag nee man, Mia, wat van 'n figgie lipstifie en Tim Darry, 'n donker boskaas van jou met 'n kammetjie. En dan kom jy man verflaks. Maria steur haar nie veel aan die man wat met sy rug na haar toe staan, toe sy die sitkamer binnestap nie. Die leeuskildery hou hom in elk geval gevange. Eers toe sy met 'n glas heerlike rooiwyn in haar hand staan, besef sy dat daar iets vaagweg bekend aan sy postuur is. Iets pynlik en sinkend bekend. Uiteindelik draai om. Giovinazzi, 19 jaar later, maar dit is onmoontlik. Die man is dan dood. Die aarde rondom haar begin swem. Sy sit haar glas net betyds op die een punt van die lang eetkamertafel neer en vind 'n stoel om op neer te suig. Maria Bellini. Hy skud sy kop stadig, van kant tot kant, asof hy wil seker maak dat hy sy oë moet glo. Dit is jy. Ek het gehoop, geglo, dat dit jy moet wees, maar die man hou vol dat jy Mia Verdoren is, hierdie man se eie bloedsuster. Maria trek haar asem diep in.
blaas dit stadig uit. Nee, Giano, jy is dan die een wat vir dood agtergelaat is. Ons moes die syndikaat dit laat glo, dat ek saam met my pa gesterf het, want dit was nie hy wat jou mense laat teregstel het nie. Ek beloof jou, Maria, ons was self gemerk om vermoord te word. Maar jy, my liefste Maria, hoe het jy daar uitgekom, lewendig, en nou is jy hier? Alles was nog net so in ons woonstel, jou selfoon, jou kunsmateriaal. Die polisie het geglo dat jy ontvoer en uiteindelik ook vermoor is, dat die syndikaat iewers van jou liggaam ontslaag geraak het, waar niemand dit kon vind nie. Ek was stikkend, ek wou nie meer leef nie, daar was niks meer wat my daar gehou het nie. Hy kug in sy vuis, toe sy stem in sy skeel stol en sy donker oë begin swem van trane. Maar uiteindelik kry homself weer by mekaar. Hy praat weer. In my onderbewussyn was daar steeds 'n greintjie van hoop. Toe sien ek 'n natuurlewe skildery in 'n interieur tydskrif in 'n huis in Kaapstad, geteken Mea Verdoren. Maar iets sê vir my, dit is Maria Bellini se styl, haar aura, haar stiel, haar mensweet, dit staan dwars oor dit geskryf. Dit het gemaak dat ek 'n huis in Kaapstad gaan koop het. Ek wou Mea Verdoren ten alle koste ontmoet en sien. Maar Mea was altyd 'n ontwykende skim. En hierdie man het gesê, Maria Bellini bestaan nie. My ma het jou spore mooi doodgevee. Toe kontak hy ons, verwog Asjas, toe Giano nie verder kan praat nie. En ek en Appel moet die heeltyd skerm. En toe ons uiteindelik uitvind wie hy is, moes ons dit stil hou, want ons was bang, jy slaan op die vlug. As jy hoor, 'n Suid-Afrikaanse Italianer soek nastiglik na jou. En toe hoor ons van julle liefde by hom, die man wat uiteindelik kom bieg het, by my en Appel. En daar lig Appel sy glas. En reken nou net, so bring die universe julle weer by mekaar, 19 lange jare later. En ek en Appel en Asjas is die instrumente. Maar Giano, jy vat daar nooit weer terug Italië toe nie. O nee, glad nie, dit is die plan nie. Ek was jare laas self in Italië. Ek woon nou tussen New York, Vancouver en selfs Kaapstad. Ek het ook 'n identiteitsverandering ondergaan, maar nou wil ek afskaal en minder maak, my galerye oor see verkoop. Ek is bereid om eintlik alles te laat gaan, as ek net 'n oulike huis hier in Marloes Park kan raakloop. Hierdie plek het intussen my hart gesteel. 19 jaar is 'n lang tyd. Verbasend hoe alles wat in 19 jaar gebeur het, wegval, om alles wat sy en Giano vir mekaar voel, weer in hulle wakker te maak. Vir hulle is die uitsig oor die Krokodilrivier en die bos rondom hulle nou 1000 keer meer romanties, as selfs die betowerende, interessante beton-oerwoud wat Parys is. Hulle huis wat hulle gekoop het, is 2 strate van die Verdorens sin af. En as daar nie leeuspore in die grondpad tussen hulle en daar getrap is nie, loop hulle heen en weer na mekaar toe. Giano het net sy galery in Kaapstad behou, daar waar Mea se skilderye soms hang om deur versamelaars en natuurlewe bewonderaars opgeraap te word, en waar daar nie spore hier na die bos toe loop nie. En hulle koester elke dag wat hulle vir mekaar gegeen word, want alles en enige iets kan in 'n oogwek verander en van jou af weggeneem word. Dit het hulle met hartseer en leedwese gesien,
En nou dat hulle 'n tweede kans gegun word, mag dit asseblief nie weer gebeur nie. Dankie dat jy geluister het. Die einde.